Baie welkom hier in Witbank in Oos-Transvaal. Jy moet nou verstaan hoekom dit Oos is. Die skrifte sê, die wyse manne kom uit die ooste kant uit. Baie welkom aan die wyse manne en vroue wat vanmôre in hierdie gemeente sit. Prys sy kosbare naam. Is die klank vir almal reg? Baie dankie. Die tema van môre, soos ons aangedui het, is 'n verlore geslag. Nou, ons moet dadelik verlore in aanhalingstekens sit, want Vader het nooit 'n verlore geslag geskep nie. Hy het 'n geslag vir hom geskep. Dit beteken die geslag kan nie verlore raak nie. Hoekom? Want Vader is die goeie herder. Hy laat nie die skape verlore gaan nie. Hy ken almal by die naam. Hy roep hulle almal by die naam. Hy koester hulle met 'n jaloerse liefde. Kan ek 'n amen kry? Want dit is mos nou hoe dit is. Nou prys sy naam. Nou hoekom praat ons vanmôre oor 'n verlore geslag? Kom ons praat met mekaar daaroor. Kom ons kyk net gou blaai in jou skrifte na Deuteronomium 6 in die 4de versie. Deuteronomium 6 verse 4. Ons gaan daar met mekaar saam lees en u moet mooi aandagtig luister wat hier geskrywe staan. Eerste ding wat aangepraat word, of die persoon of die familie wat aangepraat word, word eerste genoem. Daar staan geskrywe, hoor Israel. Het jy dit gelees? Hy staan daar in jou Bybel. Hoor Israel. Hy het vir niemand anders gevra om te luister nie. Dat reg. Die boek sê vir my, hy sê, hoor Israel. So hy praat met syne. En hoor wat sê hy? Vader Jahwe is 'n enige. Hy sê vir sy volk, hy sê, luister, daar's nie ander gode hier nie, is net ek. Halleluja. Daarom moet julle na my luister. Nou, in vers 5. Daarom, oor wat? Oor wat? Ons is 'n uitverkorenes en hy's 'n enige. Hy sê, daarom moet jy Vader Jahwe lief hê, verskoning, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Daarom. En hoor nou wat sê hy vir Israel, want hy weet mos, Israel het kindertjies. En Israel se kindertjies gaan kindertjies hê. En die kindertjies en die kindertjies en die kindertjies en die kindertjies. Met ander woorde, die geslagte gaan gebore word. So ons praat vanmôre oor 'n verlore geslag in aanhalingstekens, maar hier staan hy en hy sê in vers 6, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel. Met ander woorde, dis nie 'n versoek nie, dis 'n bevel. En dit het te maak met die bewerk en die bewaking van sy geslag op die aarde. Dis presies wat hy in die begin gesê het, en omdat hy onveranderlik is, gaan dit presies net so bly. Die vraag is, verstaan ons sy bedoeling hiermee? Nou kom ons kyk. Hy sê wat ek vandag beveel, moet in jou hart wees, nie net op jou lip wees nie. Dit moet in jou hart wees. Dis nie die pompie wat die bloed stoot nie. Jou hart is die innerlike mens, die sielsmens. Hy moet daar wees. Dit moet 'n krag wees, dit moet 'n jubeling wees, dit moet 'n passie wees. Hy moet lewend wees binne in jou sielsmens. En dan gaan hy verder en dis nog steeds deel van die eerste bevel, en jy moet jou kinders dit inskerp. Inskerp beteken jy moet hulle afrond hierin. Jy moet seker maak hulle het my lief met hulle hele hart, met hulle hele siel en met al hulle krag.
Ek verstaan hoekom ons so stil is. En dan sê hy, jy moet nooit ophou daarmee nie, as jy in jou huis sit. En as jy op pad is. En as jy gaan lê. En as jy opstaan. Met ander woorde, hy sê, hierdie kontinuïteit moet jy nooit onderbreek nie. Jy moet aanhou om die geslagte in te skerp. En wat? In die woorde wat ek jou vandag beveel, ek gaan 'n stelling maak. Sou ons dit in stand gehou het, deur die voorgeslagte tot nou toe, dan het ons in 94 vir die klerke pak slaag gegee. Reg. Ons sou die kerk gebrand het en sê het, julle verlei ons om ander gode te dien. Maar ons was nie ingeskerp nie. Ons het toe 'n verlore geslag geword. Is dit nie waar nie? Verlore ten opsigte van aansien. Verlore ten opsigte van ons erflating. Verlore met betrekking tot die waarhede van die skrifte. Verlore en vervreem van die burgerskap wat Vader Jahwe oor ons uitgeroep het, Efesiërs 2:12. Met ander woorde, hulle het ons doelbewus vervreem, sodat ons ten aanskoue van die wêreld 'n verlore geslag kan wees. Iemand wat jy nie verder mee oor praat nie. Hulle bestaan net nie meer nie. Maar u kyk nou vanmôre vir my, maar dis presies waar ons is. U bly in hierdie land, en met die nuwe onteieningswet besit jy nie eens 'n skopgraaf grond in hierdie land nie. Niks. En die groot rede daarvoor is, ons het gewoond geraak om bekend te staan teenoor onsself as 'n verlore geslag, terwyl hierdie skrifte die teendeel bewys. So erg is dit ons as 'n verlore geslag 'n keuse gekry het, soos wat u en ek vanmôre 'n keuse het, om te begin om dit weer in te skerp van vooraf. Eerstens ten opsigte van onsself, is ek regtig genoeg ingeskerp? Ek moet die vraag vir myself vra, is ek regtig vir Vader lief met my hele hart, my hele verstand, my hele siel en al my krag? Is ek dit? Kwalifiseer ek? Anders ek nie kwalifiseer nie, dan moet ek begin om te kwalifiseer. Dit beteken, ek moet myself inskerp hierin. Ons besny en ons doop en ons hou Sabbat en al hierdie goed, en hierdie land bly 'n verwoesting. Iets is verkeerd. Iets is verkeerd. Die verkeerd is, ons het nie Vader lief met ons hele hart, ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag nie. Ons het nie. Dit beteken ons kan ons nie ons naaste lief hê nie, want hy sê jy moet jou naaste lief hê wat ek jou lief gehad het. So die verlore geslag is by 'n draaipunt. Die verlore geslag word gekonfronteer met waarhede. Die verlore geslag word met die vinger uitgewys en gesê, luister ouens, kom tot lewe. Ons is nie 'n verlore geslag nie. Die wêreld en die Satan se koninkryke daar buite het ons 'n verlore geslag verklaar. Moenie aan hulle steur nie. Hulle is van die pad af. Is dit reg? Ja. Ja, nou hoe lank wil u hierdie sinnelose twak verdra? Hoe lank gaan u toelaat om af te buig? Of gaan u vandag begin om 'n diep keuse te maak en sê, ek gaan op my voete kom, want ek gaan myself inskerp, want ek is die geslag van Vader Jahwe, die enigste geslag op die aarde, wat hy lief gehad het. Ja, halleluja. En dan gaan hy verder. Ag, jy moet nou nie met 'n nuwe godsdienst begin nie, want hier staan geskrywe, en jy moet dit as 'n teken bind op jou hand. Moenie. Die metafoor is, dit wat jou hande doen, is 'n uitlewing van dit wat in jou binnekant is. Moet nou nie 'n nuwe godsdienst begin met hierdie ding nie, asseblief nie. O ja, en dit moet as 'n voorhoofband tussen jou oë wees. Ag, moet nou nie begin nie om 'n riempie hier te hang
en te sê, dis die gebooie nie. Moenie dit doen nie. Dit beteken, die woorde van Vader is altyd voor my oë. Dis wat dit beteken. Hoe dierbaar is dit? En jy moet dit op jou deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Wat 'n wonderlike dag gaan dit wees as hierdie boervolk Vader se naam op hulle voordeure en op die stadspoorte kan skryf en sê, hierdie stad en hierdie volk en hierdie huisie manne is Vader Jahwe se geslag. Die res van die wêreld voetsak. Halleluja. Jy sien, ons moet 'n warmte begin groei. Ons moet begin sê, hulle het ons verlore verklaar, terwyl Vader dit nooit gedoen het nie. Hy het nie. Hulle het ons mislei om ons kindertjies die Heidelbergse katekismes te leer, en dan weet hulle niks van hierdie skrifte nie. Hulle het ons jong mense geleer om te katkiseer, en hulle daarmee gespot, hulle te sê hulle swat vir 'n wynlisensie. Ek het dit gesê. Hoekom? Want ons is 'n verlore geslag. Terwyl Vader nooit gesê het, ons is 'n verlore geslag nie. Hy het dit nooit gesê nie. Bewys my die skrifte wanneer het hy so gesê. Hy het nie gesê nie. Ons kan net wonder, wat is die potensiaal van die mensdom, of wat sal die potensiaal van hierdie gemeente wees, as Vader vandag die werke van die bose uit ons midde wegvat? Wat gaan die potensiaal wees van hierdie gemeente? Onbeskryfbaar. Onkeerbaar. Massief in hulle aanbidding en hulle lofprysing en binne hulle goddelike oortuiging oor wie Vader is. Dis ons potensiaal. Klink dit vir u na 'n verlore geslag? Ons sit met dit, ons het dit is behoort aan ons. Vader het dit in ons ingeweef. Nou wat is ons probleem? Dat ons nie by hierdie keusemoment aankom en daarmee begin leef nie, 'n leefwyse maak nie. Ons skerp dit in, man. As ons gaan lê en as ons opstaan, en as ons op die pad is, en as ons gaan sit om te eet, dis ons leefwyse. Want ons het 'n getuienis om te dra, ons is sy geslag. Kom ek kyk daarna. Amos 3 vers 2. Moenie so in te bly nie. Luister net. Jy gaan lank sukkel om Amos in die hande te kry. Amos 3:2. Julle alleen het ek geken uit al die geslagte wat op die aarde is. Kan ek halleluja kry? Prys hom. Dis 'n raadsbesluit. Vader sê vir die hele plek hier, en hy sê dit binne in die ore van die Satan, en hierdie volk, hierdie geslag, het ek alleen geken uit al die geslagte wat op die aarde is. Nou kan ek nie verstaan, hoekom is daar nie 'n sprankeling nie? Hoekom is daar nie 'n glimlag nie? Hoekom is daar nie 'n gevoel van oorwinning in jou borskas nie? Hoekom? Want niemand kan Vader teëgaan nie. Niemand kan dit verander nie. Niemand kan hierdie geslag uit sy hande uit wegruk nie. Daar's geen manier nie. Nou verstaan ek nie, hoekom sukkel ons so nie. Dink 'n bietjie vandag na die wêreld. Dink 'n bietjie. Nou moet ons dadelik as ons na die wêreld kyk, moet ons Lukas 4 mooi gaan lees. Moenie so te bly nie, luister my. Lukas 4 sê, die Satan vir ons losser. Al die koninkryke van die wêreld behoort aan my. Aanbid my, dan gee ek dit als vir jou. Hy het nogal 'n cheek, nee. En ek sê vandag vir u, al die koninkryke op hierdie planeet, vandag, nou, hier waar ons sit, behoort aan die Satan. Daar is nie een koninkryk wat in waarheid beweeg nie. Nie een enkele een nie. Dit beteken, hierdie geslag is verlore gemaak deur die koninkryke van die Satan,
want hulle vrees die geslag oor wie sy naam uitgeroep is. Ek is so opgewonde hieroor, ek kan my lag nie hou nie. Maar ons moet aangaan. Dink 'n bietjie aan die nasies op die aarde vandag. Nie een van hulle is in staat om 'n regeringsbestel in stand te hou wat noemenswaardig is nie. Nie een nie. Hoekom nie? Die Satan is die prins van chaos. Is dit reg? Ja. So hy regeer met chaos. Nou die punt wat ek wil maak is, hier is 'n verlore geslag wat begin om die lig te sien. Hier is 'n verlore geslag wat begin sê, ek is nie meer verlore nie. Hier is 'n verlore geslag wat sê, die wêreld haat ons. Hoekom haat die wêreld jou? Omdat jy nie 'n verlore geslag is nie. Jy is die generasie van die Allerhoogste. Jy dra sy naam. So die chaos hier buite is tog baie duidelik. Hierdie chaos wat hier op hierdie planeet heers op hierdie stadium, met al sy dreigende oorloë en al sy gemors wat daar saam begin, het niks te maak met die koninkryk van Vader Jahwe nie. Niks op die aarde nie. En dan moet jy sommer net weer gaan aansluit by Daniël 2 se profesie, waarin hy sê, en daar sal 'n klippie van die berg losraak. Klippie, dingetjie, klein dingetjie. Van die berg, wat 'n berg? Die koninkryk van die Satan. Hulle gaan daar loskom. En hierdie klippie gaan 'n rots word. En dan gaan al die koninkryke vernietig, maar selfs al bly staan in ewigheid. En hier sit ek vanmôre, staan ek, en ek kyk na die klippie wat losgekom het van die berg. Prys sy naam! Halleluja! Voel jy nou nog verlore vanmôre? Of is dit tyd om in jubeling oor te gaan? Is dit tyd om in die sprankeling op te gaan? Is dit tyd om Vader waarlik te begin loof en prys? Is dit tyd om dit 'n lewenswyse te maak, 'n lewenstyl te maak? Want as hy met ons is, wie kan teen ons wees? Praat met my. Hulle maak als vrek tot teerpaai hou. Het alles verwoes. Hoekom? Jy moet vir my mooi luister. Vader het gesê, ek gaan julle stede puinhope maak. Is dit reg? Hy het gesê, ek gaan julle paaie onbegaanbaar maak. Staan in die boek. Vir wie sê hy? Vir hierdie verlore geslag, wat nie wil erken dat hulle nie verlore is nie. Sy naam is oor hulle uitgeroep. Hulle skerp hulle self nie in nie, en hulle skerp nie hulle kinders in nie. Dis hoekom ons stede puinhope word, en dis hoekom ons paaie onbegaanbaar word. Ons moet 'n les leer uit hierdie ding. En moet nie altyd terugdink aan die ou tyd nie. Ons kan die ou tyd weer nuut maak. Jy hoor nie wat ek sê nie. Ek sê, ons kan die ou dinge weer nuut maak. Kan ons? Wanneer begin ons? Sommer nou. Applaus vir die koning. Prys sy kosbare naam. Dit is so dierbaar. Dit klink nou so ver gesog as ek vanmôre vir u sê, hulle verwoes die kinders. Hulle verwoes die kinders. Hulle, wie hulle ook al is, verwoes die kinders. Wie se kinders? Die verlore geslag se kinders. Jy kan nie glo nie dat hulle het opvoedingsstandaarde so ver laat val, dat selfs Filemon nou matriek kan slaag. Maar jy moet nou onthou, die kinders hoef nou nie meer so te swat nie, want 30% is naby. So hierdie kindertjies se standaarde is ook afgebring. Ek hoor nie wat ek sê nie,
Ons is aan mekaar besig om Deuteronomium 6 te oortree, want ons skerp nie ons kinders in nie. Ons staan nie op en ons haal ons kinders uit hierdie vrotstelsel uit nie. Ons is te padbroekig om hulle een kant toe te vat en sê, Vader te sê, ons moet hulle onderrig. En dis om hierdie rede dat ons vanmôre praat. As ons aan mekaar gaan voel soos 'n verlore geslag, dan getuig ons eintlik daarmee, ons is verlore en dis goed so. Maar die vraag in my hart is, wil jy daar stil staan? Wil jy daar staan en oud word? 'n Wêreld sonder die vernietigende aanslag van die Satan gaan wat wees? Net 'n plek om van te kan droom. En Petrus waarsku vir ons, hy sê die Satan loop hier rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Hy loop nie hier rond en hy verslind nie, hy kyk wie hy kan verslind. Nou hier is net een wat hy kan verslind en is die geslag wat Vader se naam dra. Hy moet hulle verslind. Sien jy nie hoe word ons verslind nie? Wat gaan ons daaraan doen? Ja, ons kan nou niks daaraan doen nie. Sê wie? Moses het ook so gesê. Moses staan by die see en hy sê vir Vader, en daar's iets met die GPS verkeerd. Ons het nou deur hierdie berge gekom. Hier agter ons is die militêre mag van Egipte. Kyk hoe hang die stof in die lug. Hier voor ons is die Rooi See. Wat nou? Nou sê Vader vir Moses, moenie op my skreeu nie. Steek jou staf in die water. Ons het met die kinderbybels groot gemaak en nooit ooit die wonder in die dieptes van Vader se almag verstaan nie. Niks gaan die geslag van Vader op die aarde stuit nie. Niks. Maar dis nie ons passie nie. Dis nie ons opgewondenheid nie. Dis nie ons liefde nie. Dis nie ons getuienisse nie. Ons loop krom nek en krom skouer hier binnekant rond, terwyl Vader gesê het, aan julle alleen is die beloftes en die erfenisse en die verbonde toegesê. Wat is dit met ons? Dwars deur die Bybel lees ons 'n verlossingsgeskiedenis. Gaan lees hom weer. Begin voor. Daar's 'n verlossingsgeskiedenis, verlossingsaksies wat Vader aanhoudend in kontinuïteit gehou het. Dan is die volk onder in die moeras, dan haal Vader uit. Dan gaan sy terug moeras toe, dan haal hy uit. Gaan sy terug moeras toe, dan gaan haal hy uit. Dis is 'n man wat 'n vrou trou. En elke keer hardloop sy na 'n ander man se bed toe. Dan haal hy daar en hy trek vir haar bruidskleed aan. Dan loop sy weer, dan haal hy en was haar en hy trek haar bruidskleed aan. Hy hou nie op nie. Hoekom? Want hy doen dit ter wille van sy goddelike en ewige naam. Amen. Hy gaan nooit sy eie geslag 'n verlore geslag etiketeer nie. Hy gaan aanhou met sy reddings en sy verlossingsaksies. Dis geskiedenis, hy gaan nie ophou nie. En ek is vanmôre getuienis daarvan. Ons sit hier, want hy het ons nie een kant gelos nie. Die vraag is, wat is die prys van verlossing? Wat is die prys van verlossing? Kom ek verduidelik net vinnig. Vader het deur die hele skepping gegaan om te kyk na 'n prys wat waardig genoeg sou wees om hierdie geslag van hom te kan verlos. Toe kon hy niks kry nie. Toe besluit hy gaan dit self doen.
Want daar's niemand hoër, meer waardevol as hy in die hele skepping nie. En Vader Jahwe kom na hierdie verlore geslag toe en hy haal hulle uit hulle verlorendheid en hy sit hulle op die boonste wieke van sy bedoelings neer. En ons het nie 'n vreugde daaroor nie. Verstaan dit nie? Ek verstaan dit nie. Ons moet aangaan. Sagaria 11 vers 9. Sagaria 11 vers 9. Daarop het ek gesê, hoor nou hierdie verskrikking wat Vader uitspreek. Daarop het ek gesê, ek wil julle nie meer oppas nie. Wat sterwend is, laat sterwe, en wat verlore gaan, laat verlore wees, en laat die wat oorbly, mekaar se vleis verslind. Nou kyk ek in hierdie land. En hier is wat oorgebly het. Hier is manne en vroue, ouer manne, jonger manne, kindertjies, wat vrygekom het. En terwyl ons vrygekom het, is ons besig om mekaar se vleis te verslind. Ons verwoes mekaar, kwes mekaar, haat mekaar, spreek valse getuienisse teenoor mekaar. Wat 'n getuienis is, ons is nie ingeskerp in die ewige woorde van Vader Jahwe. Die bevel was verontagsaam en die generasies het in verlorenheid gegaan. Psalm 78 vers 5. En hierdie psalmis het geweet waarvan hy praat, want hy sê, hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob. Weet jy, as jy dit mooi lees, Jakob is sy volk. Dis die huis, Jakob se huis is sy volk. Hy sê, hy het 'n getuienis in die huis opgerig. En 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak. Net partymal klop my hart van benoudheid, want ons almal wat vanmôre hier sit, het nie gepresteer in hierdie opsig nie. Tot 'n mate, maar dat ons so gepresteer, dat ons kinders vandag prinse en prinsesse van die Allerhoogste is. Of sukkel hulle binne in die koninkryke van die Satan rond vir 'n lewensbestaan. Praat met my! So is ons regtig ernstig, vers 6 van 78. Sodat die volgende geslagte kan weet, kom ons lees weer Psalm die 5de versie. Om dit aan hulle kinders bekend te maak, sê die laaste deel van vers 5. Dan begin vers 6. Hy sê, hoekom ons dit moet doen? Sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. Halleluja. My genade. En ons lees hierdie boek van Genesis tot Openbaring en dan mis ons die wonder wat in elke sinnetjie in ons eie moedertaal geskrywe is. Die kinders, sodra hulle geleer het, die ou babatjie om te begin sê papa en mamma, is die volgende naamwoord wat hy moet leer, Vader Jahwe. Ek beskuldig nie. 2000 jaar is die opkomende geslagte opgevoed in die konsilie leerstellings van die konsilie van Nicea. Ons het daarin groot geword. Kan jy dit oorvertel? Allerhande soorte afgoderry is binne in hierdie leerstellings ingeweef. Kan jy dink dat ons vir 1693 jaar afgoderry gemeng het met die woorde van Vader Jahwe? Maar ons het nou vanmôre keuse.
ons kan wegstap daarvandaan. En ons sê net, u woord alleen is lewe. Stap ons weg. Nou ons praat oor hulle, ons begin praat oor ons. Halleluja. Hoe doen ons dit? Hoe het ons lief? Hoe is ons lofprysing? Hoe is ons passie vir mekaar? So ons moet 'n nuwe onsheid skep by die bewustheid van hierdie boodskap. Maar Vader sê, wanneer hy in die vlees hier is, sê hy vir die 12, hy sê, gaan soek na die verlore skape van die huis van Israel. Ek vermoei u nie, luister mooi, dit staan in die boek. Hierdie verlore geslag, hy sê, gaan soek hulle. As jy praat van die verlore skape van die huis van Israel, praat hy van 12 stamme, nie van 10 nie. Die huis bestaan nie uit 10 stamme nie, bestaan uit 12 stamme. Petrus sê dit mooi, hy sê ek skryf aan die 12 stamme wat in verstrooiing is. Gaan kyk, hy staan so geskrywe. So hierdie 12 stamme is dan volgens die wêreld die verlore geslag. En wat sê Vader? Hy sê ek kom julle oprig, ek kom julle mooi vertel, ek gaan julle toerus, ek gaan julle met krag uit die hoogte toerus, gaan haal hierdie verlore geslag en vertel vir hulle wie is hulle. Dat hulle verlorendheid uit hulle koppe uit kan kry en begin opstaan binne in die plek wat ek vir hulle gereserveer het. Wat 'n mooi oefening. Stel jou voor dat jy word in 'n tydperk neergesit waar die Satan geen inspraak meer het nie. Hoe gaan dit lyk? Maar dis verlossing. En het jy geweet dat wanneer jy hierdie verlossingsaksie van Vader betree, dit jou lewenswyse maak, het die Satan geen effek op jou lewe nie. Geen. Ons het nog 'n pad wat ons moet loop, nie waar nie. Galasiërs 2 vers 4. En ek is nou klaar met my boodskap en u moet nou mooi hoor. Ek moet net ietsie sê en ek gaan bietjie skurf wees, jy moet my dadelik vergewe daarvoor. Nie onder die beld nie, ek het jou uitgevang. Is net skurf om te sê. Luister mooi, luister mooi. Galasiërs 2 vers 4. Ons sukkel met Absaloms, meervoud. Absaloms. Absalom was Dawid se seun. Is dit reg? En Absalom beteken die volgende. Ab is vader, Shalom is vrede. Is dit reg? So hierdie seun se naam was Vader van vrede. Maar hierdie seun daag die koningskap van sy pa uit. Hierdie seun word 'n poortsitter. Hy sit in die poort van die stad en hy sê vir die volk, maak my koning en skaf ek al die belastings af. Gaan lees die kronieke. Dit staan so geskrywe. So die vaders van vrede is poortsitters binne in die poort van die volk en hulle sê vir die volk, nee man, nee. Almal is gelyk. Almal is jou boetie en jou sussie. Die Absaloms van die tyd het dit gedoen. Hulle is poortsitters. Kom ek vertel vir jou, wat sê Paulus hieroor in Galasiërs 2 vers 4. Ons lees dit met mekaar saam. Hy sê, en dit vanweë, hoor nou mooi, ingesmokkelde valse broeders. Hoor mooi, ingesmokkelde valse broeders, wat ingeslyp het om ons vryheid te bespied, wat ons in Vader Jahwe het, sodat hulle ons in diensbaarheid kan bring. Dis presies wat hier gebeur het. Ons is in diensbaarheid. Ons het nie vryheid nie.
Behalwe as ons vanmôre op ons voete kom en sê ons vryheid is volmaak in Vader Jahwe. En laat hom toe om met die gespys te handel. En nou kom ek by die skurwe gedeelte. Ek het nog 5 minute, dink ek. Daar's mense in die laar, mense aanhalingstekens. Nou daarvoor gaan ek 'n klompie klippe kry, maar ek het al geleer, deur al die jare in die bediening, ek het geleer koets. Sy stap die klippe as hulle kom. Maar luister nou hierdie enetjie, dit niks met my te maak nie, dit met u te maak. Daar's mense in die laar, manlik en vroulik, wat geen goed in hulle het nie. Kan ek hom weer lees? Daar's mense, aanhalingstekens, in die laar, binne in die volkshuishouding, wat geen goed in hulle het nie. Die toestand van jou dorp sê so. Die toestand van jou paaie sê so. Die toestand van jou onderwysstelsel sê. Jou ekonomie getuig daarvan. Goed, kom ons praat 'n bietjie aan. Dit is hulle wat verafskuw moet word. Hoe kan jy die lief hê as Vader hulle haat? Koning Dawid sê, ek haat hulle met 'n verterende haat. Nou goed. Dit is hulle wat gehanteer moet word as vyande van Vader Jahwe. U ken hulle. Of ken jy hulle nie? U ken hulle. Ja. Hoekom voel jy nie die vyandskap in jou borskas pomp nie? Ek sweep nie op nie. Ek sê jy moet kies wie jy is. Dis wat ek sê. Die wesens wat geen Adamiese hart het nie, het soos wilde diere hierdie volkie verpletter. U hoor nie wat ek sê nie. Maak 'n stelling vanmôre hier. Ek sê, hier is wesens hier wat geen Adamiese hart het nie. Hulle het hierdie volkie soos wilde diere oorval en verskeur en vertrap. Wat gaan ons daaromtrent doen? Dit is hulle wat uit die weg geruim moet word. So hoe doen ons dit? Ons word volk en ons maak die poorte toe. En ons roep Vader se naam uit. Maklik. Maklik. Kom ons lees in Eksodus 23 vers 2 en dan vat u hom huis toe. Eksodus 23 vers 2. Hoor nou mooi. Ons is opgeroep om in hierdie land kruisies te gaan trek. Is dit reg? Al vir jare, is dit nie? Maar hoor wat sê Deuteronomium 23:2. Ag, Eksodus 23:2. Jammer. Eksodus 23:2. Hy sê, dis Vader in die woord, jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie, en jy mag in 'n regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. En sonder dat ons dit geweet het, het ons dit geloop doen. Dis hoekom ons vanmôre hier in benoudheid sit. Dis hoekom ons voel ons is 'n verlore geslag. Dis hoekom ons waag om vir u te kom sê, u is nie 'n verlore geslag nie. Halleluja. U is nie. Wie sê so? Nie ek nie. Ek is niemand nie. Maar Vader Jahwe het so gesê. En jy moet besluit of hy getrou is in sy woorde al dan nie. Spreuke 4:14 sluit sommer net aan by Eksodus 23:2 en Spreuke 4:14 sê vir ons die volgende en dit is baie kosbaar.
kom nie op die pad van die goddelose nie. Het jy mooi gehoor wat sê hy? Hy sê, kom nie op die pad van die goddelose nie, en betree die weg van slegtes nie. Dis so klinkklaar, dis so netjies, dis so oop in die lig en in die heerlikheid. Dis wat ons moet kies. Ons kies nie meer, ons gaan nie op die pad van hierdie goddeloosheid wandel nie, soos in glad nie. En ons gaan nie op die weë van die slegtes gaan nie, soos in glad nie. Maar ons gaan dit ons inskerp oor Vader se woord, en ons gaan ons kinders dit inskerp, en ons gaan ons nakroos inskerp in die weë van die Allerhoogste. Hebreërs 13:8, blaai asseblief die kant toe. Hebreërs 13:8, ek is genadiglik klaar, nou kan jy weer lekker fris word. Dankie dat jy geluister het tot hier, luister nou mooi, Hebreërs 13 verse 8. Ek wil graag vir die verlore geslag vanmôre iets kom sê, ek kom sê, Hebreërs 13:8, ons quoteer, Vader Jahwe is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Wat hoor jy? Sy geslag is nie 'n verlore geslag nie. Want hy verander nie. Daar's hy. Kom ons gaan kyk of die profesie iets daaroor te sê het. In die Ou Testament, wat net die Testament is, daar is nie 'n Ou en 'n Nuwe Testament nie. Jesaja 41 verse 4. Jesaja 41:4. En dit vra eintlik vir ons vanmôre oor ons en oor al ons dinge en doene en oor wie ons is. Hy sê, wie het dit gedoen en dit tot stand gebring? Wie het dit gedoen en dit tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af. Ek, Vader Jahwe, die eerste en by die laaste is ek dieselfde. Dus, ons is nie 'n verlore geslag nie. En ons is vandag 'n getuienis wat in die huis van Jakob opgerig word, wat sê, ons is u heilige geslag, tot eer van u kosbare naam. Ek dank u.